Johannes hoofstuk 12 en ek lees van vers 12 tot 19. Johannes hoofstuk 12 en ek lees van vers 12 tot 19. Ek lees van die 83 vertaling. Daar sê: Die intog van Jesus in Jerusalem. Kom ons lees daarvan. Die volgende dag het die groot menigte mense wat na die fees toe gekom het, gehoor dat Jesus na Jerusalem toe kom. Hulle het palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan en uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom, en die koning van Israel. Jesus het toe op 'n jong donkie geklim, wat hy daar gekry het, soos daar geskrywe gaan. Moenie bang wees nie, Sion, kyk, jou koning kom, en hy ry op 'n donkie. Jesus se disippels het hierdie dinge eers nie verstaan nie, maar nadat hy verheerlik is, het hulle daaraan gedink dat dit daar geskrywe staan op hom betrekking het en dat dit met hom gebeur het. Die mense wat by Jesus was toe hy vir Lazarus uit die graf geroep het en hom uit die dood opgewerk het, het gedurig daaroor gepraat. Daarom het die menigte van vir Jesus tegemoet gegaan. Hulle het gehoor dat hy hierdie wonderteken gedoen het. Die Fariseërs het toe vir mekaar gesê: Sien julle, julle rig niks uit nie. Kyk, die hele wêreld gaan agter hom aan. Ek wil tot sover lees en dan gaan ons nou net aan. Kom ons sing weer lekker saam. En dis 'n verskriklike, lieflike, wonderlike lied wat ek en jy ken. Dis nou genade onbeskryflik groot. Verstaan ons die genade van God onze Vader. Dis daai genade waar ons leef. Dis God se genade wat toelaat dat Jesus in Jerusalem inkom op 'n donkie en die mense palm vir hom waai. Want dit is die begin van die lydingsweg. So kom ons sing oor hierdie wonderlike genade van God. Genade onbeskryflik groot. Kom ons staan. Dankie, julle mag maar sit. En dan wil ek kom lees uit Filippense, hoofstuk 2 en vers 5 tot vers 11. Dis die voorbeeld van Jesus Christus, wat Paulus vir die kerk hier so gee, en vir ons ook. En as ons luister na die woorde, is dit belangrik dat ons vir Jesus moet volg. En Paulus kom en hy sê vir ons, maar dit is hoe Jesus is. Dit is hoe ons moet wees ook. En so kom ons lees saam hier so die voorbeeld van Jesus Christus. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse, nie beskou as iets waaraan hy hom moes vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig. En elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Ons sê dankie vir die Heer, vir sy woord vir ons hier vandag. Palmsondag, onthou, is egter nie meer net 'n dag nie. Dit is 'n deur en die belangrikste deur wat oopgaan vir jou en vir my, soos ek vroeër gesê het, in die lewe van Jesus Christus. En dis die belangrikste week van ons as Christene wat Jesus volg. Want ons moet saam met Jesus loop in hierdie op hierdie dag. Dis is Palmsondag nie en kan nie net 'n dag van triomf wees nie. Baie mense sal dink, ja, dis 'n dag van triomf waar Jesus triomflik inkom. Maar dit is nie net dit nie. Ja, die mense het dit verstaan op daai oomblik. Maar hoekom sou hulle dan later in die week vir hom gesê, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom? Wat het gebeur? Wat het gebeur dat die mense omgedraai het? Hoekom draai mense vandag om?
Mense draai om vir 'n rede. Dis omdat sonde ook hier teenwoordig is in die wêreld vandag. Jesus kom en begin Palm Sondag. En jy moet weet en verstaan, hoe was Jesus se hart? Want jy moet verstaan, God het al reeds met hom gepraat. Maar my kind Jesus, jy moet na die kruis toe gaan. Jy moet vir die wêreld gaan sterf. En ons weet, dit was nie 'n wonderlike oomblik vir Jesus nie. Soos ons lees in die skrif, wat hy alles moes deurgaan vir jou en vir my. Alles in sy liggaam wat gebroken is, en alles wat al aan hom gedoen het. Sal jy dit kan doen? Sal jy dit kan ervaar in jou eie lewe, as mense dit aan jou doen, en tog doen mense dit aan ander mense. Mense dink nie voordat hulle dinge doen nie. Partykeer is die tong die ergste, soos mense vir ons en lelike dinge oor ons sê en praat. Maak dit so seer hier binne-in. En soos Jesus daar inkom op Palm Sondag, en die mense skree Hosannas vir hom, was hy bly. Hy was bly vir die mense, want onthou, net voor dit, het hy vir Lazarus laat opstaan van die dood. En baie van die mense wat daar op daai oomblik was, want onthou die mense daar gekom vir die Paasfees. Die Paasfees wat Jesus en sy disippels elke jaar al, wat hulle dit herdenk het. En het is belangrik dat ons hier vandag dit ook herdenk. Want dit was spesiaal, want van daai Paasfees na die nagmaaltafel is 'n baie belangrike skuiwing in ons lewens. Iets wat moet gebeur as Christene in ons lewens. Wanneer ons vir Jesus aanvaar in ons lewens, beteken dit dat ons saam met hom moet lees. Ons moet ook daar wees om hom te prys. Ons moet die psalms lees. Ons moet die Here kan prys. Want die Here doen dinge in ons lewens ook, soos hy vir daai mense gedoen het. Ja, ongelukkig was daar mense wat omgedraai het teenoor hom. Nou, hoekom het die mense omgedraai teen Jesus? Wel, van die redes is natuurlik, dat ek net hierby uitkom, dat mense nie toegewyd aan Jesus was in daai oomblik nie, soos wat sy disippels was nie. Onthou, die disippels in daai oomblik het ook miskien begin kyk en gewonder, maar wat gaan nie aan? Want hulle het ook nie verstaan nie. Soos ons lees in Filippense, het hulle eers later dit begin besef, toe Jesus opgestaan het, en al die dinge wat gebeur het die Here hulle laat verstaan. Dis dieselfde met jou en vir my. Ons sal eers die dinge van die Here verstaan, wanneer ons nader aan hom beweeg. Wanneer ons daai deur oopmaak in ons lewens, en ons sê, Jesus, kom in my hart in. Jesus, ek maak die deur van my lewe oop na U toe. En wanneer jy die deur van Jesus oopmaak in jou lewe, soos wat die deure oopgegaan het vir Jesus en vir die disippels en vir al die mense wat geglo het in daai oomblik tot op nou, op 2026, is dit belangrik dat ons nog steeds die deure moet oophou. Want weet jy wat dit is, nee? Baie gevalle dan maak mense die deure toe, dan slaan sommer daai deure toe, van woede, van kwaadheid, van nie kry wat hulle wil hê nie. Mense is so. Ons het dit ervaar in ons eie lewens, miskien met familie of vriende. Wanneer ons probeer het om hulle te troos, dan raak hulle nog meer kwaad. Want hulle is nie in die regte plek met Jesus op daai oomblikie. Mense verstaan nie wat die kruis is van Jesus Christus in daai oomblik van hulle lewens nie. In Engels sê hulle, you throw the things out of the cot. You throw your toys out of the cot. Dit beteken jy raak verskriklik kwaad. Maar Jesus wil hê ons moet hom volg. Ons moet hom volg op hierdie Palm Sondag in hierdie lydingsweek. Nou ek weet nie wat die Here vir jou voorberei in hierdie lydingsweekie, maar ek weet wat hy vir my voorberei het. En ek sien so uit om saam met Jesus te stap in hierdie lydingsweek. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, en dan Goeie Vrydag. Goeie Vrydag wanneer Jesus gekruisig word. Eina man, dit was seer. En dan na 3 dae later, dan staan hy op. Halleluja. Dan kan ons sing van die hallelujas, want Jesus leef. Maar ons weet dit en ons verstaan dit. Maar ons moet deur die tydperk weer gaan, want partykeer is ons deur na Jesus toe. My deur is toe. Of hy's half oop, of hy's 'n skreefie oop. Want ek het dinge agter hierdie deur wat niemand maar van moet weet nie. Jy sien, daai selfbeheersing in ons eie lewens, wanneer ons self wil regeer. Wanneer ons nie die dinge wat agter die deur is vir Jesus wil gee nie, maar Jesus weet dit. Dis hoekom hy vra, maar my kind, bring dit vir my. En wanneer ons dit na hom toe kan bring, kyk net 'n bietjie na die geskiedenis.
Hoe het die Here die deure oopgemaak vir die Israeliete? Al het hulle foute gemaak, sonde gepleeg, al het hulle teen hom gedraai en ander gode aanbid, het Jesus of God hulle nog steeds lief gehad. En daarom is dit so belangrik dat op hierdie tyd, hy het vir ons profete gestuur in die Ou Testament waarvan ons lees. Daai profete het alles van Jesus gepraat. Daar kom 'n verlosser, daar kom 'n koning. En sy naam gaan die Messias wees. Dit gaan Jesus wees. En ons weet dit vandag, maar leef ons dit so? Nou vra ek myself die vraag, hoekom is die kerke so leeg vandag? Hoekom is die kerke so leeg vandag? Blameer ons nog steeds vir 2020? Ons kan nie meer steeds die verlede blameer vir wat gebeur het nie. Ons moet opstaan, ons moet sorg dat ons kinders opstaan, ons kleinkinders. En ek doen dit met my eie kleinkinders. Ek leer hulle van Jesus Christus, want dit is belangrik om dit te doen. Want die kinders sien ek nie baie in die kerke deel. Jong mense is nie meer baie in die kerke vandag en ek gaan baie na verskillende kerke toe. En dan al wat ek moet hoor is, ons kerk kry swaar. Die kerk moet nie swaar kry nie. Want Jesus het binne in Jerusalem gekom op 'n donkie waar hy sou gekruisig word vir presies hierdie. Laat ons kan opstaan saam met ons want die deur is oop. Jesus is daai deur en die deur is oop. As ons kyk na Openbaring, wil ek net hierso kom, daai wonderlike skrif, Openbaring 3 vers 20, luister, dit sê hierso, en ek gaan lees van vers 19, dit sê hierso, ek bestraf en tug elkeen wat ek lief het. Hoor julle dit? Laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle. Dit sê, bekeer julle. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. Jy moet hoor, hoe klop die Here op ons harte. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy of sy saam met my. Wat 'n wonderlike belofte hier op die einde van die woord van die Here. Wat hy sê dat hy klop op ons harte. Jou hart moet oop wees, jou deur moet oop wees. Soos jy deur die deur van Jesus wat oop is, moet ons loop. Deur die skrif te verstaan, elke deur wat oopgaan, is soos ek wysheid kry en verstand kry van wat God vir my, vir God wil my wil gee. Dinge wat ek moet verstaan uit die woord van die Here. Want daar's baie dinge hier wat ek nog steeds nie verstaan nie. En baie keer wonder ek sê, Here, maar hoekom kan ek nie ding verstaan nie? Hier is dit voor my, maar ek verstaan dit nie. En die Here sê net baie keer vir my, maar dis nie nou die tyd nie. Hou net aan lees, hou net aan loop saam met my. Hou aan vir my aanbid, hou aan om die lig van my te wees in die wêreld wat so verlore is. In die wêreld wat so donker is. Want iemand moet daai lig wees. Net hierdie week lees ek weer van 'n Openbaring en dit is die laaste 2 hoofstukke. En dit praat van hoe die hemel gaan wees. En ek lees en ek sê, Here, as dit net so kon gewees het hierso, dan gaan nie donker te wees nie, soos ons lees hier. Want God, ons Vader en Jesus Christus gaan die lig wees. So ons gaan nie hoef te lig aan en af te sit nie, want in die donker moet ek die lig aan sit nie, die lig gaan altyd daar wees. En ek lees dit en ek sê, maar dit gaan nou wonderlik wees. Dan gaan ook die sonde wees nie. So jy sien, dit is waarom Jesus hier in Jerusalem kom op hierdie Palm Sondag. Dis 'n begin van die deure oophou vir mensdom. En as ek van die mensdom praat ek van elke nasie in hierdie wêreld. Want daar is so baie nasies nog wat Jesus wegstoot, wat nie Jesus nie eens wil aanvaar nie. Hulle wil nie eens weet van Jesus nie. Hulle het al hoor van hom, maar hulle wil hom nie aanvaar as die Messias nie. Hulle wil nie vir Jesus aanvaar vir wie hy is nie. En kom ek sê net vir jou hierso vandag. Out of all the other religious groups in the world, is die Christendom die enigste wat werklik vir my reg is. Hoekom? Want Jesus het opgestaan. Want Jesus is ons koning. Jesus is die seun van God, ons Vader, wat hy gestuur het en vir ons gegee het. En daarom moet ons hom alleenlik aanbid en nie ander gode nie. As ons lees van hoe die Israeliete ander gode aanbid het, dan het hulle verlore geraak. God wil nie hê ons moet verlore in 'n wêreld wees nie. Ja, ongelukkig is daar baie mense wat verlore is, want hulle wil nie vir Jesus aanvaar nie. Hulle hou die deur toe van hulle harte. Jesus klop, en hy klop, maar hulle hou dit toe. Nou,
Een van die groepies mense waarvan ons gelees het in Johannes, is die Fariseërs, want op die einde van die skriflesing wat ek gelees het daarso, praat dit daarso en hy sê die Fariseërs daarso, en al hierdie dinge wat gebeur, Jesus kom in en is wonderlik, en sjoe man, die glorie van God skyn in daai oomblik, soos hy inkom in Jerusalem, en die mense is bly, kan jy net dink, hoe juig hulle, en hoe bly is hulle, en hulle prys vir Jesus. Is ons so? Wanneer ons sing, as ons liedere goed sing, moet ons bly in ons harte wees. Ons moet kan sing, saam met mekaar, en saam met Jesus. Want dis wat ek lees, as ons hier na Johannes, kom ons gaan terug na Johannes toe, het sê so, hulle het palmtakke gevat, en hom tegemoet gegaan, en uitgeroep, prys hom, loof hom, in die naam van die Here, want die Here kom, en hy is die koning van Israel, in Engels hou ek daarvan, Hosanna in the highest, Hosanna, ons sing Hosannas, Hosanna is om die Here te prys, die Hosannas wat ons moet sing, en vir die Here aanbid. Sien ons die kerk so vandag? Of is elkeen maar net hier so, ons is nie bly om hier te wees nie. Ek wil julle aanmoedig, julle moet bly wees. Ons moet so bly wees dat, jy moet nie worry oor hoe jy sing, as die persoon, as ek nou 'n bietjie 'n valse lied of jy kan nie lekker sing, maar dit maak nie saakie. God wil hê ons moet hom aanbid. Ek dink in daai oomblik, toe Jesus inkom, het die mense nie mekaar gekyk nie. Hulle het na Jesus gekyk. Maar ongelukkig, soos ek gesê het, soos die week aangegaan het, die Fariseërs, 'n groepie mense, en mense wat nie standvastig in Jesus was nie, hulle het gesien wat hy gedoen het, dat Lazarus opgestaan het, en wat dit was wonderlik gewees. Hy het ook mense genees. Ons lees nie eers oor die helfte van die genesings wat Jesus gedoen het in mense se lewens. Maar hy het so baie genesing gebring in mense se lewens, dat hy hom gevolg het. Hulle het hom aanbid. Het Jesus al vir ons aangeraak? Het Jesus al vir ons gesond gemaak? Het Jesus al vir ons iets gedoen in ons lewens, waaroor ek kan bly wees? Jy moet nie net bly wees vir 'n sekere rukkie, of 'n maand, of 'n 2, wat ook al, nee! Jy moet aan mekaar bly wees vir Jesus. As jy sy woord lees in die oggend, moet jy weggaan met blydskap in jou hart. Die blydskap wat God vir ons gee, dat ek 'n kind van Jesus is. Mense moet dit kan sien in my. Ja, partykeer is ek ook maar kwaad. En mense sal kyk en sê, wat het met jou gebeur? Sê ek is kwaad. So dit gebeur ook met my. Ek is ook 'n sondaar. Ek is 'n sondaar, maar ek weet waar my genesing is, en dit is in Jesus Christus. So wanneer ek droog maak, dan kom ek na Jesus toe. Kom na die kruis en ek sê, Jesus, asseblief help my. Net soos Dawid, en soos ons gelees in die Psalm. Na hom toe kom en sê, Here, asseblief raak my aan. Wees daar net met vir my, Here, asseblief. Ek wil nie so wees nie, soos wat ek was nie. Soos wat die wêreld is nie. In die donkerte. Ek wil leef vir Jesus, ek wil bly wees. En ek wil daai blydskap en daai lig saam met my dra in hierdie lydingsweek. En dis hoekom daar lydingsweek is, sodat ons kan besef, ja, ons moet gaan na die kruis, ons moet vir Jesus volg. Ons moet besef hoekom hy vir ons gesterf en waardeur hy gegaan het vir jou en vir my. En dit was die ergste van die ergste waardeur hy gegaan het. Man, ek sal nie eers daai dorings, daai kroon van dorings. Sjoe man, ek sal nie eers ou doringkie naby my wil hê nie, want dit maak seer. As jy net vat, jy maak so met jou vinger, dit maak seer. Laas jaar, vir 2 maande, was ek in die hospitaal 3 keer, met nierstene. Nou elke oggend, omdat ek nou half 'n diabetes, moet hulle my kom prik met daai dingetjie om my bloed te vat. Man, ek is 'n ou sissie wanneer dit daarby uitkom. Dis seer. As hulle sien hy kom daar, sê is daar nie 'n ander manier nie. Maar weet jy, my vingers was al klaar, almal, want elke 3 ure kom hulle en prik hulle my, dan moet hulle lees. En elke keer was hy sharp. So hoekom moet hy weer kom prik? Maar jy sien, hoe het Jesus gevoel? Jesus het daar deurgaan en hy het nie 1 keer het hy teruggepraat nie. Want sy deur was oop gewees. Hy wou gehaat het die Romeine, die Fariseërs, die leiers van daai tyd, moes gesien het en geweet het wat aangaan. Want onthou net, as hy teruggepraat het, soos ek en jy gewoond is om terug te praat, en dan is dit nie 'n groot gemors. Maar dan haal ons goed daar uit die diepte uit. Die dinge wat in die verlede gebeur het. Dan gaan haal ons dit uit en ons bring dit hiernatoe. En is dit raak net
'n ophoping van een gemors na ander. Totdat jy op die punt kom en besef, maar ek het dit nie nodig in my lewe nie. En Jesus kom vir daai doel. So laat ons kan vry wees. Vry om te sê ek is jammer. Vry om vir God te vra vir vergifnis. Vergewe my tog, o Here. En Jesus doen dit vir ons almal. En so die deur moet oop wees. My deur moet oop wees. En ek is bly my deur is oop, want Jesus leer my so baie nuwe dinge van die lewe. So die oorwinning en lyding in hierdie tyd wat ons ingaan, jy moet 'n besluit maak. Die keuse is joune. Wil jy saam met Jesus loop? Of gaan jy nog terug na waar jy toe was? Jy wil nie eintlik weet nie. Of, nee, ek is baie gemaklik met my sonde. Ek is baie gemaklik met hoe ek nou leef. En tog wil God nie hê ons moet bly waar ons is nie. Hy wil hê ons moet opstaan, uitkom en ons moet aangaan met ons lewens, soos hy ons lei. Maar ons moet verstaan dat sy leiding kom deur sy woord. In Jesaja 55 vers 11 kom praat dit daarso en hy sê sy woord sal nooit leeg met leemte terugkom na hom toe nie. Want sy woord sal uitgaan. En ek en jy moet sy woord dra. Dis hoekom dit belangrik is dat die woord voor ons moet ons lees. Baie mense kom sê vir my, maar hoe kan dit alles die waarheid wees? Hoe kan dit die waarheid wees? Dan sê ek, dis die waarheid want ek glo dit. Ek glo dit met my geloof. You gotta have faith. Faith, so klein soos 'n mosterdsaadjie, is al wat ek en jy moet hê. En ek glo, laat alles hier. Nou sê iemand vir my nou die dag, ja, maar baie van die goed, it is literal, it doesn't have any meaning for our lives today. Dit het 'n betekenis vir ons. Onthou, soos Jesus inkom in Jerusalem, weet hy, laat hy vir die mensdom kom. Laat hy vir die mensdom gaan sterf. Want die mensdom het teen hom gedraai, maar hy bring ons terug. En ons het 'n kans om terug te kom na Jesus Christus toe, in hierdie lydingstyd van 2026. As ek so kyk na my eie lewe oor al hierdie jare, nog voordat ek dominee was, toe ek nog in die bank besig gewerk het, ek het kerk toe gegaan en dit was 'n lekker boodskap en al vir die dominee by die deur gesê, thanks for the nice message. Ek gaan daar uit, what happened to that nice message? It stayed there for a little while, so klein rukkie. En dan kom ek by die werk en ag, een moeilikheid na die ander. My vrou is kwaad vir my omdat ek dit gedoen het of nie gedoen het nie of wat ook al nie. En die kinders is ook in oproer wat ook al. En so die hele familie in die huis, ons gaan al weg in die oggend en so kwaad vir mekaar. Dan sit jy daar by die werk en al wat jy kan dink is, yes. Maar soos ek in my eie lewe met die Here te doen gehad het, het ek besef. Ek het begin luister. Ek het begin meer lees. Soveel dat die Here my geroep het na die voltydse bediening toe. Soveel wat ek gegroei het in Jesus Christus. En vandag groei ek nog steeds. Ek is nou van 1996 in die bediening. Sure, dis 'n lang tyd. Dis nou amper 30 jaar, as ek my sommetjies reg het. Dis 'n lang tyd. Dis helfte van my lewe. Maar ek is so dankbaar teenoor God, want voor dit het ek nie baie van God geweet nie. Behalwe net om na kerk toe te gaan en te luister na die dominee. Ek het nie stilte tyd gehou nie. Ek het nie my Bybel gelees soos wat ek vandag lees nie. Nou verstaan ek hoe belangrik die woord van die Here vir my is. En dis hoekom Jesus op hierdie Palmsondag met die lydingsweek inkom, sodat ons almal kan verstaan die woord is so belangrik vir jou en vir my. Man, en ek geniet dit om die woord van die Here te lees vandag. Elke oggend is ek daar en ek het my dagstukkies wat ek oopmaak en ek trek die Bybel nader en ek lees. En dan sien ek en ervaar en besef die leemtes in my eie lewe, waar ek moet regmaak, nog steeds. Want ons het 'n partyplek in my eie lewe wat ek nog moet regmaak. En ek is so dankbaar teenoor Jesus Christus, dat hy besluit geneem het, om na die kruis te gaan vir jou en vir my. Want ek sou dit nie kon gedoen het nie. Maar Jesus het dit vir my gedoen. Dankie Jesus, dat jy vir my gesterf het. Dat jy
the crown of thorns, die kroon van, wat is dit? Dorings gedra het vir my. Sjoe man. Dankie Jesus dat jy op die kruis gehang het, seer gekry, spykers in sy hande en sy voete. Hy het seer gehad. Kan jy net dink, as jy bietjie sit in 'n stoel wat bietjie ongemaklik is, na 'n paar minute dan begin dit seer raak. As jy ietsie moet vashou, vat 'n bottel water, en al wat jy doen is, gemaak so, dan hou jy hom so uit. Kyk hoe lank kan jy hom so vashou. Jesus, maar later dan begin hierdie spiere seer raak, hoe ouer jy word. Nou, jong mense sal seker nog bietjie langer. Maar soos jy dit hou, begin hierdie spiere, jou skouers, jou hele lyf begin seer raak. Van net een bottel vashou en probeer dit doen. Nou Jesus het op die kruis. Het hy hele paar ure gehang. En op daai tydperk wat hy hang het, vat hy al die sonde. Al die sonde van die wêreld. My sonde, Peer se sonde, vat hy op homself. Laat ek vandag kan besef, Here, dankie dat ek my sonde aan jou kan gee. Want jy het gesterf vir my vir die sonde. En so mense, ek wil julle regtig aanmoedig in hierdie lydingsweek. Wees getrou op God ons Vader. Dis belangrik dat ons nie opgee nie. Soos ons kyk na Psalm Sondag, het die mense vir Jesus geprys toe hy verbygegaan het. Maar baie van hulle het om 2 redes geprys. Eerstens, vanweë sy wonderwerke wat ek gesê het, hy het die siekes genees, hy het die dooies opgewek, en hulle het hom geprys, en hy wou gehaat het, hulle moet hom dien, in daai oomblik, want hy was 'n dienaar. En dis wat hy kom doen het, hy het vir mense gedien, om hulle te genees en aan te raak. Moenie laat self in die pad kom van jou en Jesus nie. Waar alles gaan oor ek en myself. Ek. Nee, dit gaan oor Jesus. So dit maak nie saak waar jy gaan, wie jy is, met wie jy in aanraking kom nie. Wie is Jesus vir daai mense? Want dit is belangrik dat ons Jesus uitstraal vir mense. Mag ons oorwinnaars wees met die liefde van Jesus elke liewe dag. Amen. Kom ons bid saam. Ek wil net vra, gaan ons Onse Vader sing na dit gebid het? Dankie. Okay. Ag Here, baie dankie dat Jesus Christus, die enigste gebore seun, in hierdie Palmsondag in Jerusalem ingekom het met 'n doel. 'n Doel vir ons vandag in die jaar 2026 om te besef dat Here, ons moet saam met Jesus loop. Want elkeen van ons moet aangeraak word en ons deure moet oop wees, sodat Jesus ons lewens kan verander. En die verandering wat Jesus vir ons bring is 'n verandering van blydskap. Dis 'n verandering van goeie nuus in ons lewens, want Jesus, U is daai goeie nuus vir ons almal. Ag Here, baie dankie dat ons saam met U kan loop om te besef wat U deurgebring het vir elkeen van ons. En ons sê baie dankie van ons harte. Sê ons vir U baie dankie Jesus vir wat U vir ons gedoen het. Here, die wêreld is in so groot gemors met al die oorloë wat plaasvind. En al wat ons kan bid vir Here is soos presies waar U gedoen het en toe U ingekom het op daai Palmsondag van daai dag, is om vrede te bring in mense se harte. En ons vra U vandag, Here, wees genadig teenoor die wêreld, teenoor die leiers, sodat jou vrede, die vrede van Jesus Christus in mense se lewens kan inkom, sodat mense kan aangeraak word en mense kan ervaar wat is hierdie vrede van Jesus Christus en wie Jesus Christus is. Here, baie dankie dat as families ons by mekaar kan kom hierso vandag. En ons bid vir elke familie hierso en buite die kerk. En ons vra daarso waar daar hartseer is in families, Here, dat U blydskap sal bring, genesing sal bring. Dat die mense sal aanraak, mammies en pappies sal aanraak, kinders en ouers sal aanraak.
Dat mense sal besef dat die woord van die Here sê, laat ons gehoorsaam moet wees aan u woord, en die woord sê vir ons dat ons vir mekaar moet lief wees. En laat ons daai liefde saam met ons dra, waar ook al ons gaan. Want u liefde is so nodig in ons lewens vandag, want dit bring daai vrede in ons harte ook. In ons werksomstandighede, in ons huislike omstandighede, in ons buurte, want ons ook in die supermark is, of waar ook al in die winkelsentrums, of waar ook al ons beweeg, Here, partykeer word ons getoets, en die duiwel is ook maar lustig hier met ons. Hy wil hê ons moet die verkeerde dinge doen, maar Jesus, dankie dat hier vir ons die regte dinge wys. En soos ons saam met U loop, soos die disippels dit gedoen het hulle begin verstaan. Ons wil nie soos die fariseërs wees, wat die mense opgesweep het, om te sê, kruisig hom nie, want hulle het vir Jesus gehaat. Hulle was jaloers op Jesus. Maar Here, laat ons nie jaloers wees op U nie, op mekaar nie, maar laat ons vreedsaam wees teenoor mekaar, en begrip hê vir mekaar, laat ons mekaar kan verstaan, hoekom is die persoon so nors, of hoekom is die persoon so, of hoekom is die persoon so, maar Here, laat ons sal begin uitreik na mense toe met die liefde van ons Here. Vader, baie dankie nou, is nou skoolvakansie, en die onderwysers gaan nou 'n bietjie rus, die kinders gaan ook 'n bietjie rus, en ons sê dankie, laat ons hierdie breek kan hê. Maar Here, dankie vir die skole, want dit is belangrik dat in die skole die kinders kan leer. En soos hulle leer, Here, kan hulle voortgaan met hulle lewens, so wanneer die kinders ouer is, soos wat ons as ouers is vandag, ons het 'n werk, en ons doen dit volgens wat U wil hê, en soos U wil hê ons moet dit doen. So Here, dankie vir die dinge wat gebeur in ons lewe, die seëninge wat U uitstort op ons. Ons sien die seëninge, ons besef dit, ons ervaar dit. Dis vir ons lekker om te ervaar, maar dan is daar partykeer, Here, wat ons wonder, waar is die seëninge nou? Maar Here, ons moet nader aan U te beweeg, ons moet bly in U, ons deure moet oop wees, altyd, sodat ons saam met U kan 'n feesmaal eet en geniet, en saam met U gesels, soos U met ons gesels, net soos ons met mekaar gesels, so wil U met ons gesels. En ons sê baie dankie vandag, Here. Dankie, laat daai feesmaal, soos ons deure oop, altyd daar gaan wees. So Here, gaan nou met ons. Jesus, dankie dat U vir ons geleer het om daai gebed te doen, soos ons lees in Matteus hoofstuk 6, die Onse Vader, en ons sing die Onse Vader saam.